So ons gesels vandag met Maggie Koster en Ansie Fourie. En dit is twee dames met 'n show wat hulle op die planke bring. Hulle noem dit Shock and Shine. Nou hierdie vertoning van Maggie en van Ansie is dan nou in Herbertsdale, naby Mossel Bay, en dit vind in die NG Kerksaal hierdie naweek plaas. Maar Ansie en Maggie, baie welkom by my in die program Ons Gesels met. Dankie, baie dankie, Karen. Dis vir ons 'n groot voorreg. Baie dankie. Ja, dit is lekker om met julle te gesels en ons het nou, voordat ons begin het met die opname, sommer so net gesê, hoe lekker is dit wanneer 'n mens in die lewe kom waar 'n mens die tyd, jy's vreesloos en jy sê vir jouself, hierdie is iets wat ek nog altyd wou doen, nou gaan ek dit doen. So vertel vir my, waar het Shock and Shine, waaruit is dit gebore, Ansie, Maggie? Vertel my meer. Ek kan nou net vir jou dit sê, ek het al heelwat jare opgetree, ek is 77, en toe was ek verlede jaar een van die finaliste vir Sarie se voorblad. En daar het dit eintlik vlam gevat, en eintlik, omdat ek loop, dis eintlik waarvandaan dit kom, en toe kom hierdie wonderlike Maggie op my pad. Dit het baie sommer spontaan gebeur. Ek het in die Spur in Bethlehem gesit, en hier kom hierdie klein vroukie en maar met energie en ek met my, wat ek soms dink my impulsiewe gees, stap toe na haar en sê toe vir haar, ek weet nie wie jy is nie, maar ek moet jou leer ken. En daar bond ons energy toe of ons energie bind toe nou saam en toe besluit ons, maar kom ons doen iets. So Ansie praat graag sy al gedeeltes uit die Bybel teksverse en dan sy baie kreatiewe hoede wat sy geswys het wat sy opsit en ek wing net nou en dan 'n lied. Wow, want Maggie, ek ken vir jou van Bethlehem se dae en jy het 'n verskriklike mooi stem. So sing jy dan of hoe maak jy? Nee, glad nie. Ek het eintlik 'n persoonlikheid. Oh, goed. Dit is nie wie almal sê, al net die vrou met die stem sê ek, ja, maar eintlik die vrou met die persoonlikheid. Weet jy, Karen, dit is so die Here het my geseën met 'n amazing voice en ek is nederig daaroor. Ek bedoel, dis iets wat hy vir my gegee het. En dan het ek ook so 'n bietjie die verskillende seisoene van die lewe ervaar en graag praat ek ook nou vrouens om hulle te bemoedig en vir hulle hoop te gee en ek kombineer dit ook met my sang. Mooi. Nou julle twee dames is nou vir my 'n inspirasie vir oggend. Vertel 'n bietjie vir my, wat is dit wat julle wil hê moet hulle wegvat? Ek dink my tema het begin met 'n koei wat gaan lê vrek. So, hopelik sal hulle voel om op te staan van waar hulle ook al is en net aan te gaan en ja, bid en spit. Sê, ons kan nie net bid nie, ons moet spit ook. Dis waar. En spit en bid. Dit sou ek sê, sou ek graag wou hê, hulle moet ervaar van ons ou twee in verskillende seisoene van ons lewe, maar wat ons steeds nie bang is om aan te gaan nie. Net so. En jy, Maggie, wat sê jy? Ja, dis 'n vraag wat ek weet ek gaan nog baie beantwoord. Vir my gaan dit daaroor, soos ek sê, ek het deur baie seisoene in my lewe gegaan en die Here het my regtig gelei deur elke seisoen. En op die ou uiteinde kon ek ook opstaan en sê, maar daar is hoop. En ek dink dit wat met my gebeur het, is nie uniek nie. Weet, egskeiding is nie vandag meer uniek of 'n situasie nie. Maar ek wil vir elke vrou sê, belangrik is, kry jou identiteit in God. Jou identiteit lê nie in jou kinders of jou man of waar jy bly of jou werk of wat ook al nie, want daai goed kan weggeneem word en dan bly ek oor, wat van my? Ek het 'n paar werkswinkels al bygewoon die afgelope jaar en dan besef ek net, hoeveel vrouens sit daar en sê, my man is oorlede of dit het gebeur, ek weet nie waartoe nie, ek het geen doel nie. En dis wat ek net sê is, my liewe vriendin, kry jou identiteit in God, want as jy jou identiteit het, dan weet jy, jy het 'n doel, you've got purpose, jy moet aangaan met jou lewe, en as jy vasklou aan sy beloftes, dan kan jy net vorentoe gaan, jy kan nie terugkyk nie. Dit gee my energie, my sielsenergie. Ja, is God se beloftes. Absoluut, dit gaan nie oor wat het jy verloor in die lewe nie. Ja. Dit gaan oor wat het jy oor en wat doen jy met dit wat jy oor. Absoluut, ja. Wat gaan ek daarmee doen? Wat gaan jy daarmee doen? Nou, wat ek vir julle twee wil sê, terwyl ek nou so met julle gesels, nou dink ek daaraan, dink julle nie ook dat vroue baie keer, ek dink ons lewe in 'n kultuur en 'n samelewing waar ons baie, ek wil amper sê, gemuld word deur 'n klomp dinge. Miskien dink jy daar's 'n tyd en 'n plek wat die Here eintlik besig is om al daai goed af te breek en te sê dat ons as vroue
ook diep binne onsself kyk om te sien waarvoor het hy ons geskape, waarvoor het hy ons gemaak, wat is daar wat binne ons is, wat die wêreld nodig het daar buite. Absoluut sal ek daarmee saamstem en ek wil vir jou sê baie keer as ons ouer word en ons is dalk nie vir onsself meer so mooi nie, is daar nog soveel skoonheid in elke plooi. En ons energie, my energie, ek hula hoop op 77 op die verhoog. Ek doen 'n rollover op die verhoog op 77. Dit is net asof daar is onontginde dele in ons wat nog ontwikkel moet word, wat ons moet gebruik om die stukkie lewe wat vorentoe lê, voluit te gaan. En daaroor is Margie die stuk wat my arm oplig in my lekker hardloop. Ek is baie opgewonde. Is daar nog iets wat julle vir die luisteraars wil sê vandag? 'n laaste gedagte. Ja, Karen, ek wil iets by sê. Jy weet, die meeste kere wil vrouens mos nooit hulle ouderdom vir iemand sê. Vra oud as jy, nee, oud dink jy. Ek word 61 oor 20 dae. En ek kan net sê vir vrouens wat 50 en ouer is, kinders is uit die huis uit, wat ook al, luister, daar is 'n seisoen en daar is nog 'n toekoms. En gryp, dis weer wat ek sê, is toe ek my vryheid in God, nie in myself nie, en myself ontdek het in hom, my identiteit en weet, wat is my doel op aarde, Margie se doel, hoekom is sy hier? My kinders is uit die huis uit, ja, ek is deur 'n egskeiding, ek is alleen, wat nou? Ja. En toe ek my vryheid in God gekry het, in hom, dit is daar vir my 'n nuwe seisoen oopgegaan het, en ek wil net vir almal sê, kom staan op Jeremia 29 vers 11, sê vir jou, wat ek vir jou beplan is 'n toekoms. Ja. Hoop, so, moenie gaan dink, dis die einde van my lewe nie, want ek is 60, nee, daar begin, dis 'n nuwe seisoen, maar gryp dit aan, baie belangrik. Sy het gesê, bid en spit, belangrik. Bid, yes, maar jy moet ook opstaan en spit. Ja. Hy maak ons deure oop, hoe meer hy sien, dat luister, sy gaan vorentoe, meer deure maak hy oop. Ek kan daarby voeg. Ja. Ons hoop ons inspireer hierdie luisteraars van jou om te sê, trek aan, trek reg, trek weg. Ek stem 100% saam. En ek beamoen wat Margie sê. Wanneer ons begin spit, want 'n mens dink altyd vir my in my eie lewe, ek het op 'n punt gekom, daar's drome en dinge wat ek wil verwesenlik. En daai eerste spit, daai graaf wat jy die graaf in die grond sit, is wonderlik om te sien hoe skielik eksponensieel die goed in plek val, omdat jy gesê het, ek staan op en ek doen dit. Here, ek weet nie hoe nie, maar ek doen dit, hier gaan ek. En hoe hy dit dan net vir ons ooprol. So ek wil vir julle twee sê, julle is 'n inspirasie vir ons vroue en vroue maand, en ek kan nie wag om by een van julle vertonings, wat is dit, Shine and Shock and Shine, uit te kom nie. My laaste sin wat ek vir elke vrou wil sê is, as jy in 'n plek instap, lig jou ken en ken jou lig. Ja, Amen. lig jou ken en ken jou lig. Julle is inspirerend, mag dit met julle goed gaan. Dankie Karen vir die Dankie, lieflike dankie. oggend. Waardeer en Vra seën dan vir jou. weer Ansie en Margie sterkte en seën vir julle vorentoe.